se heerlijkheid. Van waar ons woon tot by sy troon wil ons ontdek. Om ons doen, om ons besin die naam van Jesus. Kom ons doen, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlijkheid. Hy het gesterf, ons sal verwerf, hy het oorwin. Halleluja, van die Heer wat onmagtig regeer. Halleluja, halleluja, van die Heer wat onmagtig regeer. Halleluja, heilig is die Heer God almagtig. Waardig is die naam, waardig is die naam, U is heilig, heilig is die Heer God almagtig. Waardig is die naam, waardig is die naam. Halleluja, halleluja, want die Heer God almagtig regeer. Halleluja, halleluja, want die Heer God almagtig regeer. Halleluja, heilig, heilig is die Heer God almagtig. Waardig is die naam, waardig is die naam, U is heilig, heilig is die Heer God almagtig. Waardig is die naam, waardig is die naam, U is heilig, heilig is die Heer God almagtig. Waardig is die naam, waardig is die naam. Lukas 6 vers 45, ek lees dit daar vir ons. Ek het nou so baie papiertjies hier in die Bybel gesit, dalk moet ek dit van die skerm aflees. Ek hoop nou nie die papiertjies val uit nie. Lukas 6 vers 45. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor.
En dan ons volgende gedeelte wat ons saam lees, Markus 7 vers 21 tot 22. Van binne af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, oorspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. En dan die volgende gedeelte wat ons saam lees, Romeine 12 vers 2. Romeine 12 vers 2. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dan Spreuke 4 vers 23. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Hier is ons fokusvers vandag. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. In hierdie gedeeltes wat ons gelees het, kan ons duidelik agterkom dat hier gepraat word oor die hart van die mens, oor die gedagtes van die mens. En dit is interessant dat wanneer ons na die Bybel kyk en veral na die Ou Testament kyk en wanneer die Bybel en die Ou Testament oor ons hart praat, dan gaan dit oor baie meer as net emosies en gevoelens, want dit is mos gewoonlik waarin ons dink in Afrikaans as ons oor die hart praat, dan dink ons aan emosies en gevoelens, maar wanneer die Bybel en veral die Ou Testament oor 'n mens se hart praat, gaan dit oor baie meer as net bloot emosies en gevoelens. Dit sluit natuurlik emosies en gevoelens in, maar dit gaan oor meer as dit. Dit sluit ook ons diepste morele en spirituele verhouding met God in. So met ander woorde, wanneer die Bybel oor ons hart praat, gaan dit oor dit wat binne my aan die gang is en hoe dit wat binne my aan die gang is in verhouding staan met God. Met ander woorde, dit gaan oor dit wat in my hart en my gedagtes leef en hoe dit wat in my hart en gedagtes leef in verhouding staan met God. Die manier waarop ek dink, die manier waarop ek praat, hoe staan dit in verhouding met God? Die manier waarop ek leef, hoe staan my lewe in verhouding met God? Dit wat ek vir ander mense sê, hoe staan dit in verhouding met God? Is dit wat God van ons verwag? Is dit wat God van my verwag? Is dit wat my lewe uitstraal na buite toe, staan dit in verhouding met God? En in die 83 vertaling wat ons gelees het, dan word hierdie vers vertaal met Spreuke 4 vers 23, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En die 53 vertaling, die ou vertaling, vertaal die vers met bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. In al hierdie vertalings gaan dit daaroor dat ons hart moet beskerm. Dit gaan daaroor dat ons gedagtes moet beskerm. En die konteks van Spreuke 4 is die raad van 'n pa aan sy seun. Die pa sê vir my seun, na jare se observasie, na lewensondervinding, sê ek vir jou, luister na my woorde en neem dit ter harte. Daar staan in Spreuke 4 vers 20, my seun, hoor wat ek vir jou sê, luister goed na my woorde. Luister mooi na my woorde, want dit kan jou lewe verander. Dit kan jou lewe nuut maak, dit kan jou anderster laat leef en anderster laat dink. Nou ek het die afgelope week die voorreg gehad om daar by Kabouterland die opening te doen by hulle konsert en ek
ek het 3 vrae gevra oor hierdie spesifieke gedeelte en hierdie 3 vrae kom eintlik deur die eeue heen en is deur filosowe en teoloë gevra om sin en betekenis te gee aan 'n betrokke teks en ek wil vandag weer hierdie 3 vrae vir julle vra oor hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Die eerste vraag is wat, die tweede vraag is hoekom en die derde vraag is hoe. Die eerste vraag, wat beteken dit om jou hart te bewaak? Wat beteken dit as die Bybel sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word? Die praktiese implikasie van hierdie vers in ons lewe is, dat ons moet gaan kyk na die dinge in ons lewe wat vir ons belangrik is, dinge wat vir ons prioriteite is, en ons moet gaan kyk hoe hierdie dinge wat vir ons belangrik is in verhouding staan met God. Ons hou dalk ons liggaam in 'n goeie toestand deur gesond te eet en deur oefeninge te doen en ons hou ons gesondheid op trek, as ek dit so kan stel. En ons is baie besorg oor ons sekuriteit. Ons sit veiligheidsdeure by ons huise op en ons sit kameras en alarms op. Al hierdie dinge is vir ons belangrik want ons wil onsself beskerm, maar ons wil ook die mense rondom ons beskerm. Ons beskerm ons kinders, ons beskerm ons ouers, ons beskerm ons kleinkinders, ons beskerm die mense vir wie ons lief is. Ons beskerm ons geld, laat ons geld net nie opraak nie. Ons moet alles beskerm, want dit is die dinge wat vir ons belangrik is, maar meer as al hierdie dinge wat vir ons belangrik is, sê hierdie gedeelte vir ons in die woord van God, jy moet in die eerste plek jou hart beskerm. Jy moet in die eerste plek jou hart bewaak, beskerm, want dit is die heel belangrikste van alles, want as jy nie jou hart bewaak nie, as jy nie jou hart beskerm nie, dan gaan al hierdie dinge uit plek uitval, dan gaan al hierdie dinge vir jou oorweldig, en dit is baie dikwels wat gebeur in hierdie lewe, en ek kom dit agter, vriende, wanneer ek met mense praat, dan kom ek agter dat mense se prioriteit is nie hulle hart nie. Mense se prioriteit is nie hulle gedagtes nie. Ek kom baie in die hospitaal en dan luister ek hoe die mense praat, veral die mense wat ek nie gaan besoek nie, dan hoor ek hoe praat hulle, dan kom hulle by 'n siek persoon en hulle praat oor al die dinge wat verkeerd is in die wêreld en hulle maak daardie persoon net nog meer negatief en negatief en negatief. Daardie persoon is so siek daar in die hospitaalbed, maar al wat jy hoor is negativiteit. En dit is baie keer wat in ons gedagtes aangaan en dit gebeur omdat ons nie ons hart beskerm nie. Dit gebeur omdat ons nie ons gedagtes beskerm nie. Dit is hoekom hierdie dinge gebeur en nou sê hierdie gedeelte vir ons, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word. En vanmôre wil ek vir jou die vraag vra, doen jy dit? Doen jy dit? Bewaak jy jou hart meer as alles wat bewaak moet word? As jy gaan kyk na die dinge in jou lewe wat belangrik is God die belangrikste? Is God se woord vir jou die belangrikste? Is al die dinge van die wêreld vir jou belangrik? Hierdie gedeelte sê duidelik en onomwonde vir ons dat die woord van God die heel belangrikste prioriteit in ons lewe moet wees. Die heel belangrikste prioriteit. So ek wil jou weer vra, bewaak jy werklik jou hart? Bewaak jy werklik jou hart? Is dit vir jou belangrik om jou hart te bewaak? As hierdie gedeelte sê ons moet ons hart bewaak, dan beteken dit tog ook dat daar iets moois en iets goeds is in ons hart om te bewaak. Maar jy kan dalk nou baie maklik vir my sê, maar sê die Bybel nie ook daar in Jeremia 17 vers 9 dat die hart is bedrieglik nie? Die hart is verdorwe. Wie kan dit verstaan? Wie kan hierdie verdorwenheid van die hart begryp? Want die hart is bedrieglik. Nou ek wil vir julle vandag sê dat dit staan in die Bybel dat die hart bedrieglik is. Dit staan in die Bybel dat die hart verdorwe is. Maar ek dink nie dat daardie gedeelte in Jeremia 17 vers 9 is waar vir die hernieuwde hart nie.
Dit is nie waar vir die hart wat skoon gewas en gereinig is deur die bloed van Jesus Christus nie. Inteendeel, Jeremia 31 gaan verder en sê, daar kom 'n tyd wat God ons harte gaan verander, dat hy ons harte van klip gaan uithaal en vir ons nuwe harte gee, en dat hy sy wette op ons harte gaan skryf. Dat hy vir ons 'n nuwe hart gaan gee. En soos wat ek vir julle gesê het, die hart en die gedagtes, die hart en die denke is onlosmaaklik deel van mekaar. God sê, hy gee vir ons nuwe harte. En wanneer ons na die Nuwe Testament kyk, dan sien ons dat die Nuwe Testament eintlik baie positief praat oor die hart. Romeine 5 vers 5 sê dat God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. Hebreërs 10 vers 22 sê vir ons dat ons tot God moet nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Volle geloofsekerheid. Dis 'n preek op sy eie, dalk sal ek dit op 'n stadium nog preek, dat ons tot God moet nader met 'n opregte hart en met volle vertroue, volle geloofsekerheid. Maar dit beteken nie, vriende, dat my en jou hart perfek is nie. Dit beteken nie dat ons nie sonde doen nie. Dit beteken nie dat daar nie verkeerde dinge in ons lewe aan die gang is nie. Die Bybel vertel ook vir ons van dat ons harte nog nie perfek is nie. In Jakobus 4 vers 8 staan daar dat jy jou hart moet reinig en was jou hande sondaar. Reinig jou hart en was jou hande. En in Matteus 5 vers 28 sê Jesus, wanneer jy na 'n vrou kyk en haar begeer, het jy reeds in jou hart egbreek gepleeg. Nou dit sal verseker verkeerd wees om vir so 'n persoon te sê, jy weet, volg maar net jou hart, want dit is mos baie dikwels wat ons ook vir mense sê, ag, volg maar net jou hart. As ons net ons hart volg sonder God, dan is ons in die moeilikheid. Dan sit ons met 'n probleem. So die Bybel sê vir ons dat daar is nog 'n stuk sonde wat in ons harte agtergebly het vanweë die sondige natuur van die mens. En daarom is dit so belangrik. Dat jy jou hart bewaak, dat jy jou gedagtes bewaak, sodat jou hart en jou gedagtes God verheerlik. En ons kan vandag maar eerlik vir mekaar sê dat in hierdie lewe is dit een van die maklikste dinge om negatief te raak. Dit is maklik om negatief te raak en te sê, maar kyk net wat gebeur in my eie lewe. Kyk net, ek kan nie by my lande inkom nie. Ek het hierdie mooi oeste op my lande, maar ek kan dit nie afhaal nie. Of daar is soveel ander dinge in my lewe wat gebeur, probleme by die werk wat gebeur, en al hierdie dinge maak my meer negatief en meer negatief en meer negatief. En wat gebeur as ek negatief word? Wat is die gevolg van negativiteit? Is ek raak 'n harde, bitter mens. Ek raak 'n ongelukkige mens. En hierdie dinge gebeur wanneer ek nie kyk na die welstand van my hart nie. In die 18de eeu het die skrywer John Flavel gesê dat ons harte soos 'n musiekinstrument, 'n musiekinstrument, 'n gitaar wat mens perfek kan instel en wat die mooiste klanke kan produseer. Maar wanneer ons nie na daardie instrument kyk nie, wanneer ons nie die instrument oppas nie, dan word daardie instrument uit stemming uit en dan klink dit nie meer goed nie. En hy sê net so is ons harte, net so is ons gedagtes. As ons gedagtes en ons harte nie bewaak nie, dan raak ons harte uit stemming uit. Dan raak ons harte vals. Dan raak ons harte as ware lelik. Dit is wat gebeur as ons nie ons hart bewaak nie. Dit is wat gebeur as die Heilige Gees nie die bron van krag in ons lewe is, wat ons lei op die regte pad wat Jesus vir ons geleer het nie. Dan raak ons harte uit stemming uit. En dan is dit wanneer ons daardie verskonings gebruik, maar weet jy, ek het regtig net nie tyd
om tyd te maak vir die Bybel nie. Ek het regtig nie tyd om die woord van die Here te lees nie. Dit is dan wanneer my hartuitstemming uitraak. Dit is dan wanneer ek die pad byster word, wanneer ek nie meer die woord van God as prioriteit in my lewe beskou nie. En ek het dit in my eie lewe gaan toepas. Ek het gaan kyk en dalk is my vrou die beste een om dit te antwoord wanneer ek nie my hart bewaak nie. Wanneer ek nie tyd maak vir die Here nie. Ek het agtergekom en nou bely ek sommer my sonde hier voor 'n hele gemeente vol mense. Moet my asseblief nie wegjaag nadat ek dit nou gedoen het nie. Maar ek het gaan kyk in my eie lewe wat gebeur wanneer ek nie my hart bewaak nie. Ek het agtergekom in my eie lewe dat ek baie meer trots is op myself. Ek is baie meer selfgesentreerd en ek wil so graag hê mense moet vir my sê, ag Stefan, jy is darem maar net so oulik. Jy is darem maar net so wonderlik. Maar wanneer ek my hart bewaak, dan het ek nie nodig dat enige iemand vir my enige iets moet sê nie. Want dan weet ek wat God van my sê, dan onthou ek wat God van my sê. Ek kom agter wanneer ek nie my hart bewaak nie, en dit is dalk waar my vrou inkom, dat ek baie meer ongeduldig word. Dat ek baie meer gespanne is en bekommerd is oor alles wat voor lê. En ek moes gaan stil raak en ek moes my sondes voor die Here gaan bely en ek moet sê, Here vergewe my. Soos wat Dawid daar in Psalm 51 gesê het, Here was my laat ek witter as sneeu kan wees. Reinig my hart, reinig my denke. En miskien oortuig die Heilige Gees jou vanmôre ook van iets in jou lewe wat nie heeltemal reg is nie. Miskien oortuig die Heilige Gees jou hier op Pinkstersondag dat ek so 'n bietjie na my eie lewe moet kyk en kyk, maar is my lewe in lyn met dit wat die lewende God vir my sê? Bewaak ek my hart, beskerm ek my hart bo alles anders? Die tweede vraag wat ek wil vra oor hierdie gedeelte is, hoekom moet ek my hart bewaak? Spreuke 4 vers 23 gee vir ons die antwoord as daar staan, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want, en hier is die rede, daaruit is die oorspronge van die lewe. Die prentjie wat hier geskets word is, dat die manier waarop jy lewe word bepaal deur dit wat in jou hart aan die gang is. Kan ek dit dalk nog net een keer sê? Die manier waarop jy lewe word bepaal deur dit wat in jou hart en in jou gedagtes aan die gang is. Dalk het dit nog nie so mooi ingesink nie. Die manier waarop jy lewe word bepaal deur dit wat in jou hart en in jou gedagtes aan die gang is. En ek dink dit is hierdie gedeelte wat Jesus ook in gedagte gehad het in Lukas 6 vers 45 wat ons gelees het, wat daar staan, die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart en die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat uit jou mond uitkom, is jou lewe. Dit is dit wat in jou hart aan die gang is. As mense, jou man, jou vrou, jou kinders, jou maats by die skool, as hulle na jou lewe kyk en hulle hoor dit wat uit jou mond uitkom, dan kan hulle sien wat in jou hart aan die gang is. En wat gaan in jou hart aan? Ek onthou my pa, soos die meeste van julle weet, was ook 'n predikant en ek dink ek het dit al hier by geleentheid vertel, dat hy baie lief was om mense so 'n bietjie skrik te maak. En wanneer hy nou die mense skrik gemaak het, dan sal die mense vir hom sê, as hulle nou 'n paar lelike woorde laat val het, dan sal hulle vir hom sê, maar dominee, daardie woorde, dit kom op jou boekie, dit kom nie op my boekie nie. En dan het my pa altyd vir hulle geantwoord en gesê, maar jy kan nie 'n emmer vuil water omstamp en dink dit gaan skoon water stort nie. Dit wat binne jou is, dit kom uit. Dit wat in jou hart en jou gedagtes aan die gang is, dit is wat by jou lewe uitkom. En dit is wat jou lewe bepaal.
in Markus 7:21 en 22 wat ons gelees het, sê Jesus, van binne af uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, oorspel, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. Al hierdie slegte dinge, al hierdie dinge kom uit 'n mens se hart uit as jy nie jou hart bewaak nie. So hoekom gebeur daar soveel slegte dinge in hierdie wêreld? Hoekom is daar soveel hartseer dinge wat in hierdie wêreld gebeur? En ek wil vandag vir julle sê, die rede is eenvoudig, dit is omdat mense nie hulle hart bewaak nie. Dit is omdat mense nie hulle hart beskerm nie, daarom kom al hierdie dinge en gebeur al hierdie slegte dinge in die Bybel. En ek wil weer vir jou vra, kan jy sien hoekom sê die Bybel vir ons, is dit so belangrik om jou hart te bewaak, om jou hart te beskerm, meer as alles anders. En ek glo dat die Here toets ook vandag ons harte. Hy kyk vandag na jou lewe, jy wat vandag hier sit, en hy kyk of is jou hart, is jou gedagtes in lyn met God se woord. Is jou hart, is jou gedagtes in lyn met dit wat die Heilige Gees in jou lewe kom bevestig. God toets ons harte. In 1 Tessalonisense 2 vers 4 sê Paulus, ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag, hy wat ons diepste gedagtes toets. Die ou vertaling sê, hy wat ons harte toets. Hy wat ons harte toets. En vandag is dit nog steeds net so waar. 2 Kronieke 16 vers 9 staan daar, die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met sy hele hart op hom vertrou. Sodat hy die kan help wat met sy hele hart op hom vertrou. En ek glo selfs vanmôre dat hier deur Rydswes se kerkgebou beweeg God se oë en hy kyk na jou. Hy kyk na jou en hy kyk na jou hart en gaan jy hom vertrou met jou lewe. Hy kyk vandag na jou en hy vra, gaan jy hom vertrou met jou lewe? Wat se toets van jou hart sal dit wees? Dalk is dit 'n finansiële krisis, dalk is dit gesondheidsprobleme, dalk is dit bekommernisse oor kinders of kleinkinders of oor ouers of oor wat ook al. Maar weet dat die Here toets jou hart en die Here kyk of jy hom gaan vertrou met jou hele lewe. En die laaste vraag wat ek wil vra is, hoe kan jy jou hart bewaar? Die afleiding wat ek maak is, as hierdie gedeelte vir ons sê dat ons hart kan bewaak en dat ons hart kan beskerm, dan beteken dit tog dat ons kan kyk wat gaan aan in ons hart. Dan beteken dit dat ek en jy ons harte kan ondersoek en kan vra en kan kyk, is ons hart, is ons lewe, is ons gedagtes in ooreenstemming met die lewende God? Is ons harte daar? Jy kan self jou hart ondersoek. Ons het vandag die voorreg om hier op Pinkstersondag saam nagmaal te gebruik. En ek wil vir jou aanmoedig dat voordat jy jou hand uitsteek na die brood en uitsteek na die wyn toe, dat jy jou hart sal ondersoek. Dat jy sal kyk, maar is my hart, is my gedagtes in lyn met die lewende God? Doen ek wat die lewende God van my verwag? Is ek op daardie plek wat ek doen en leef volgens die wil van God? Voordat jy die nagmaal gebruik, voordat jy dit doen, wil ek hê dat jy jouself moet ondersoek. Dat jy mooi moet kyk na jou eie lewe. Dat jy kyk dat jy nie jou hart en jou gedagtes beswaarder deur 'n klomp verkeerde dinge te doen nie, maar dat jy die Here vra om jou genadig te wees, dat die Heilige Gees in jou werk, dat die Heilige Gees deur jou spoel en dat die Heilige Gees jou bewus sal maak van die feit
dat jy Jesus Christus nodig het, van die feit dat jy die verlosser wat sy lewe gegee het vir jou nodig het. En as jy besef wat Jesus vir jou gedoen het, en as ons nou praat oor geluk, as jy regtig gelukkig wil wees, as jy regtig wil vreugde beleef, dan kyk jy na Jesus Christus. Dan hou jy jou gedagtes, soos Kolossense 3 sê, dan rig jy jou gedagtes op die dinge wat daarbo is, waar Christus Jesus is. Dan sal jy geluk ervaar. Dan sal jy vrede ervaar. En dan sal jy met hoop kan leef in hierdie wêreld. En jy gaan nie net met hoop kan leef nie, jy gaan 'n verskil maak. En mag jy vandag, mag ons as Ruitswes gemeente, mag ons in ons gemeenskap 'n verskil gaan maak tot eer van die Here. Amen. Die lewe by ons is nogal soet, maar die wiele draai vir die kinders van Beirut. Die vroue in Kaïro is moeg gewag vir later. Die Koerde in Turkye vra waar's die lewenswater? Kan iemand hoor hoe hulle roep? Here gee my 'n gekruisigde hande wat gee, gekruisigde voete wat loop waar hy sou loop, van myself gestroof. 'n hart waar in waarheid kan groei, en trane wat vrylik vloei, as worteldiep sy liefde groei. Die nuus op die TV laat my sug, maar ek raak het al gewoond, en ek draai my rug. Maar 'n bedelaar in Indië, sy oë is verwydend, en deur sy harde masker sien ek sy oë splytend. En Jesus vra waarom ek vlug. Here gee my gekruisigde hande wat gee, gekruisigde voete wat loop waar hy sou loop, van myself gestroop. 'n hart waarin waarheid kan groei, en trane wat vrylik vloei, as worteldiep sy liefde groei. Ek weet dat iemand sal moet gaan, ander kan verstaan. Ek weet dat iemand sal moet sterf, dat ander hom kan erf. Here gee my gekruisigde hande wat gee, gekruisigde voete wat loop waar hy sou loop, van myself gestroop. 'n hart waarin waarheid kan groei, en trane wat vrylik vloei, as worteldiep sy liefde groei, sy liefde groei. Ek hou vir ons die formulier van die bediening van die nagmaal voor. Die betekenis van die nagmaal. Voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy seun, dit is Jesus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gebeur.
Die Bybel leer ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons sondes gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons nou al om te sien hoe wonderlik dit eendag in die hemel gaan wees. Daarom is ons bly wanneer ons die nagmaal gebruik. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het. Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil. Hemelse Vader, baie dankie dat U Jesus na ons toe gestuur het, omdat U vir ons liefhet. Dankie dat U die Heilige Gees aan ons gegee het, sodat ons alles kan onderhou wat Jesus vir ons geleer het. Dankie dat Jesus vir ons gelei het aan die kruis en in ons plek gesterf het. Ons is vir U lief en ons glo in U. U hoor ons wanneer ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en dink daaraan dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem en drink daarvan en dink daaraan dat sy kosbare bloed gevloei het tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons Hemelse Vader, ons loof en prys U dat U uit genade U seun aan ons geskenk het, as middelaar wat deur sy kruis en opstanding die straf op sonde gedra het, en so vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons dank U dat U aan ons die geloof skenk waardeur ons
in hierdie weldade kan deel. Ons dankie dat ons opnuut deur hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. En ons bid dat U deur die onweerstaanbare werking van die Heilige Gees U goddelike doel met hierdie nagmaal sal bereik. Amen. Ek staan skuldig voor U Heer, voor U my Vader wat regeer. Ek is nederig in my hart en my siel is so verward en my lewe is fyn voor U. O Heer, vergewe my. Maak my vry van die sonde las en dan om skoon te was. Want ek weer vlekloos voor U staan. U wyn en brood wat ek nou eer, is die deur van die rykdom en U seën. Ons bid tot Jesus koning en verlosser, vir elke hart en siel en verstaan. Want daar is rus en vrede by U voete, ons bid Jesus. Ons bid tot Jesus koning en verlosser, en vra dat elke donker ketting breek. Ons glo daar's hoop, genesing en bevryding, ons bid Jesus. U is almagtig, U bring verlossing, liefde breek elke ketting, skyn deur die duister, brand soos 'n vuur. Ons bid tot Jesus koning en verlosser, elke vrese en onsekerheid, elke siel gevange in die dieptes, ons bid Jesus. U is almagtig, U bring verlossing, lewende Heer. Breek elke ketting, skyn deur die duister, brand soos 'n vuur. Ons bid Jesus vir ons naaste, Jesus in ons harte, Jesus oor die vyand wat dit vir ons moeilik maak. Jesus vir families, ons bid die heilige naam van Jesus. Ons bid Jesus vir ons naaste, Jesus in ons harte, Jesus oor die vyand wat dit vir ons moeilik maak. Jesus vir families, ons bid die heilige naam
Ons bid tot Jesus koning en verlosser, vir elke hart en siel en verstand, want daar is rus en vrede by U voete. Ons bid Jesus. Weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is so winnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Die wat bedruk is, laat hy weer laat. Ek geboeg is, gee hy weer kraag. Deur sy genade, liefde en trou, sal hy sy kinders ewig behou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is so winnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is so winnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Die Here is my Heer, die Here is my rock, hy is my bron en hy is my redder, die Heer op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paasel vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, as wat lewe, prys die Heer. Praise
soos in die hemele, so ook op die aarde. Aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Aan die kruis het hy die vyand uitgeteer. In die openbaar oor hom getriomfeer. Die poorte van die doderyk besyf mekaar geskeer. En die leë graf verkondig steeds, hy alleen regeer. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, eer en lof en majesteit. Soos in die hemele, so ook op die aarde. Aan Jesus alleen kom toe die eer en eerlikheid. Julle kan maar sit. Die sterke leeuw van Juda, Jesus, die vlekkeloze lam, Jesus, oorwinnaar oor die dood, Jesus, die is oneindig groot, die is vir ewig, die is vir altyd, en ek weet die soek vir my. Word verheerlik, word verhoog, deur al die lof wat jy vir my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, het gaan alles net oor. Jesus, die sterke leeuw van Juda, Jesus, die vlekkeloze lam, Jesus, oorwinnaar oor die dood, Jesus, die is oneindig groot, die is vir ewig, die is vir altyd, en ek weet die soek vir my. Word verheerlik, word verhoog, deur al die lof wat jy vir my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. En sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, is my anker, my vaste woord. Ek behoort aan die Here en ek sal my ooit van hom kan skei. En
sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, is my anker, my vaste hoop. Die doop is die siel dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Maar 'n woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, die sal my nooit van onkant skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. 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 En dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so zwaar om je lasten te dra. Dis so zwaar om je lasten te dra. Dis so zwaar om je lasten te dra. Ja, dis so zwaar om